hoofstuk 3. Ons het verlede keer gesels oor Filippense hoofstuk 1 en 2 met die hoofkonsep van dit wat Vader vir ons wys in Filippense. Dit gaan oor 'n lewe. Dit gaan oor dit wat ek en jy doen en hoe ons lewe. En ons gaan vandag van hoofstuk 3 af verder op dieselfde onderwerp kyk na wat Vader vir ons sê. Filippense is 'n besondere boek, maar is ook 'n diep boek. Ons gaan nie oor die diepte van die goed kan ingaan nie, soos ek laas keer vir julle gewys het, elke versie is 'n hele boodskap op sy eie. Filippense hoofstuk 3 begin met die hele tema van hoofstuk 3 en 4, waar hy praat oor verblyding, om jouself te verbly. Dit waar dit gaan. Dit is 'n versie wat bekend geword het, veral in hoofstuk 4, by almal ken dit. Verbly julle in die Here. Ek sê, verbly julle. En almal doen dit oor vreugde en blydskap, maar dit is nie waaroor dit gaan nie. En ons sien die kern daarvan wanneer dit begin by hoofstuk 3, hierdie belangrike versie. My broers, verbly julle daarom in eenheid met ons meester. Ons verbly ons nie om bly te wees nie. Ons verbly ons in eenheid met hom. Dis omdat ons een is met hom. Dit omdat ons in eenheid is met sy lewe. Ons leef soos hy lewe. Ons leef dit wat hy vir ons gesê het om te doen. En ek verbly my in my eenheid met hom. Dis nou waar die probleem inkom. Is ons mense is so negatief oor ek mag nie meer dit doen nie en ek mag nie meer dit doen nie, en dat kinders van God nie hulle verbly omdat hulle in eenheid met meester se lewe kan wees. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor eenheid in hom en nie net oor 'n leë blydskap. En dis die kern wat ek en jy moet raak sien wanneer hy praat van hierdie verbly. Hy sê dis nie vir my moeite om dieselfde ding aan julle te skryf nie, want dit beskerm julle. Wanneer ek en jy in opstand kom teen Vader, wanneer ek en jy ons nie verbly in eenheid met hom nie, wanneer ons nie tevrede is met wat ek doen en nie doen nie, en ons sien dit duidelik wat gebeur op die oomblik in mense se lewens wanneer hulle in opstand kom teen die wet. Hoe dikwels sien ons dit nie? Vader het vir ons eenheid in sy wet gegee, deurdat ons gehoorsaam is aan wat hy sê. Die oomblik wanneer ek moan en complain, omdat ek moet gehoorsaam wees, net soos 'n kind, dan sê hy beskerm ons, deur vir ons te leer en te wys, dat ons in eenheid met hom en sy lewe moet wees. Dit beskerm ons. Dis die kern waar dit gaan. Nou gaan hy aan en sê, wees versigtig vir honde. Maar hy praat nie van Alsatians en Great Danes nie. Hy praat van nie-gelowiges. In die ooste is daar die mense, en al die moslems ook, het nie mooi woorde vir mense wat nie deel is van hulle godsdienst. Jy's 'n hond. Enige kafir, dis die Arabiese woord wat beteken iemand wat nie in God glo nie. Dis waar die woord vandaan kom wat in Suid-Afrika 'n vloekwoord geword het. So tussenaan. Dit kom van die woord kafir, wat beteken 'n ongelowige. En dis die oorsprong van die woord wat 'n skelwoord geword het in Suid-Afrika buite verband en dit wat dit glad nie beteken. En sulke tipe woorde word in die Midde-Ooste gebruik vir iemand wat nie glo wat jy glo nie. En in Israel is dit 'n bekende feit vir al die ortodokse Jode, en hulle spoeg ook nog, die oomblik wanneer hulle dit sê, en hulle praat van iemand of iets wat 'n ongelowige is, word hy 'n hond genoem en dan spoeg hulle nog eers op die grond op. Net om hulle disgust te wys teenoor wie jy is. En dis die honde wat hiervan gepraat word. So hy sê, wees versigtig vir hulle wat nie glo soos ons in waarheid.
Wees versigtig vir werkers van boosheid. Nou, dit is so dat daar vandag baie van hulle is wat werkers is van boosheid. Mense wat daartoe werk om Satan se boosheid te bevorder in hierdie wêreld. Baie van hulle besef nie regtig wat hulle doen. Baie van hulle doen dit op 'n akademiese manier. Baie van hulle doen dit op 'n godsdienstige manier. Mense wat nie bestaan dat hulle in boosheid werk. Alles wat teen die waarheid van God is boosheid. Alles wat nie die goedheid van God is nie, want die boom se naam is die boom van die kennis van goedheid en boosheid. Dis dit wat teenoor dit wat reg is van God staan. Wees versigtig vir die vleeslike besnyers. Dit is baie interessant dat Saul dit hier self moet noem op so 'n manier dat jy moet versigtig wees vir die ouens. Hoekom? Hulle het geleer, want hulle kom uit die fariseer geleerdes wat nou tot bekering gekom het. Hulle het geleer, jy moet eers 'n Jood word, deel kry aan die verlossing as die huis van Israel, dan kan jy 'n kind van God wees, en dan kan jy 'n Christen wees, soos wat ons dit nou deesdae ken, wat mense daarvan sê. Saul het in Handelinge 15 hierdie ding opgeneem met die leierskap van die kerk, omdat dit so 'n groot probleem is. En daarom het hulle hierdie ding uitgesny, en nou beskou Saul hierdie mense wat wil hê jy moet deel word van 'n godsdiens in plaas van verhouding met Vader. Iemand het hierdie week wat verby is sy bedanking ingegee by die kerk met 'n besoek van die dominee en 'n hele gesprek met Petrus en so. Weet jy wat sê die leraar vir hom? Nadat hulle nou al 'n lang pad hierdie ding stap. Ek verstaan 100% en ek aanvaar dit, want jy's 'n man wat ondersoek en nie sommer net dinge aanvaar nie. Kan jy hoor wat sê hierdie man? Hy sê amper vir hom, ek stem met jou saam. Hy gaan op, maar in 'n geval. Ek dink, dis ontsettend belangrik dat ons verstaan, hy praat nie net van mense wat die besnydenis verkondig nie. Hy praat van almal wat mense weer onder 'n fisiese godsdiens wil plaas. Want ons is die besnydenis. Die van ons wat God in die gees dien en roem in Jesua die gesalfde een en ons vertrou nie op die vlees nie. Saul gaan dadelik aan beskryf die hele konsep van die besnydenis korrek en sê, want ons is die besnydenis. Dit beteken, dit is ons waarvan die vlees weggesny is. Ons is die geestelike besnydenis in hom, Kolossense 2 vers 19 tot 21. Ons is daardie geestelike besnydenis, en hy sê dit duidelik, wat in die gees dien en roem op Jesua. Nie die fisiese vleeslike besnydenis. Want ons kan hom in die gees dien, want ons het deel geword van die geestelike besnydenis. En net hier noem Saul die absolute kern vir verlossing. As jy nie na die gees besny is nie, as jy nie met ander woorde weergebore is, dat jou ou gees net soos besnydenis gewerk het, die vlees en sy begeertes afgesny is nie. En net soos wedergeboorte, die ou vlees totaal afgesny het uit jou lewe uit, en jy deur besnydenis in die gees, net geesafhanklik lewe nie, het jy nie deel aan Jesua die gesalfde nie. Dis wedergeboorte. Wedergeboorte is nie die ding, ek neem die Here aan, ek gaan hemel toe. Wedergeboorte is 'n totale uitsny van die ou lewe, 'n opstaan in 'n nuwe lewe, Romeine hoofstuk 6, in 'n nuwe lewe in sy Shekinah, om deel te wees van hom en hom alleen. Dit is wedergeboorte. Ons het dit hierdie jaar al 'n paar keer gedoen
in elke kamp, in elke deel wat ons doen. Want dit is vir my ontsettend belangrik dat ons ophou met die hele bekeringsboodskappe wat gegee word vir mense, en niemand niks help nie, want dit help nie, jy kom tot bekering sonder wedergeboorte. En wedergeboorte kan net deur die Gees van God gewerk word in 'n persoon. Dis daar die wedergeboorte wat ons deel maak aan Yeshua, waarin ons kan roem in dit wat hy gedoen het, en nie 'n vleeslike. Ons gaan na vers 8 tot 11, die volgende boodskap in eenheid daar. Ek beskou ook al hierdie dinge, en nou het hy intussen gepraat van al die mooi dinge wat hy bereik het. Weet, ek het aan die voete van Gamaliel gesit, ek het my doktoraal en my postdoctorate in teologie gekry. En ek het my PhD in nonsens praat en wat ook al, en al hierdie dinge wat ek het, en al hierdie goed wat ek bereik het, en ek het die kinders van God doodgemaak, omdat ek nie daarmee saamgestem het nie. Ek het in God se guns gewerk, deur hierdie nuwe sekte se ouens wat nie met my saamstem nie, dood te maak. Ek is vervolg, ek was in die tronk gegooi, ek was vals beskuldig gewees, ek is gestenig gewees, ek het al hierdie dinge vir God deurgemaak, oulike ek. Nee, sê Saul, al hierdie dinge beskou ek as 'n verlies. Dis nie deel van my wins nie. As ek 'n boekhouding het, dan is hierdie goed deel van my verliesrekening. Dis nie my winste nie. Dis nie waarop ek staat maak nie. Dis nie wat tel in God se oë nie. Terwille van die verhewe kennis van Yeshua. Hy sê wat tel vir hom, hierdie goed is die verlies, wat die positiewe is, wat tel in hom, is die kennis van Yeshua. Dat ek weet waaroor dit gaan, ek verstaan waaroor dit gaan, dit is die positiewe, die gesalfde een my meester, terwille van wie ek alles verloor het, en as gemors beskou, om die gesalfde een as wins te verkry. That's all it's about. Al waarin ek belangstel is, ek het die gesalfde een as die winsdeel van my boekhoudingssysteem gekry. Al die ander goed wat ek gedoen het, maak nie saak. My waarheid te sê, dis my verliesrekening. Hoekom? Want dis op die menslike vlees. Dis wat mense nie verstaan nie. Al hierdie goed wat ons bereik het in ons vorige lewe, al hierdie goed wat ons gedoen het, en wat God ten goeie nou kan gebruik, deur ons kennis, deur die tale, deur alles, al daardie dinge, sê Saul, is eintlik 'n verlies, want ons wil altyd daarop roem. Daarom is dit 'n verlies. Nee, sê hy, my wins lê daarin, dat ek die wysheid, die kennis ontvang het, om Yeshua te ken vir wie hy is, die gesalfde een, as my wins te kry. Hy gaan na vers 9, en dat ek in eenheid met hom gevind sal word. Nie met my onpartydige opregtheid uit die geskrewe wet is nie, maar die wat deur die vertroue van die gesalfde een is, die onpartydige opregtheid wat in God is. Met ene miskonsepsie oor die wet gaan daaroor dat mense nie bedinge soos hierdie verstaan nie. Hy sê dit gaan nie, my wins lê nie in die geskrewe wet nie. Dit lê in die nakoming van die wet deur onpartydige opregtheid. Maar die wat deur die vertroue van die gesalfde een is, onpartydige opregtheid wat uit God is. Yeshua het Vader 100% vertrou. Ek het nou weer by Kruisryk oor vertroue begin gesels, die eerste 2 boodskappe oor vertroue gedoen. En weet jy, daar's net elke keer vir my, wanneer ek besig raak met vertroue, daar's so 'n konsep diepte daaroor. As ons nie in vertroue kon leef nie, kon ons nie gedoen het wat ons doen tot nou toe nie. Dit is net vertroue, en dit is Yeshua se vertroue wat hy gehad het. Ek kan net roem op sy vertroue. Ek kan daarop roem vir dit wat hy, die Vader, vertrou het om te doen. Hoekom? Vers 10. Sodat ek Yeshua en die wonderwerkende krag van sy opstanding daardeur kan ken. Hierdie mense is 'n fantastiese vers. In die ou vertaling was dit my motto gewees in my jong lewe. Dat ek nie net in eenheid met hom gevind is nie, maar dat ek opgestaan het saam met hom.
Luister mooi wat hy sê. Sodat ek Jesua en die wonderwerkende krag van sy opstanding daardeur kan ken en kan deel aan sy lyding en gelykvormig gemaak kan word aan sy dood. As ek nie die lyding en die dood van myself kan aanvaar, kan ek ook nie sy opstanding en opstandingslewe aanvaar. So ons jonkers het ons baie guts, jy weet, ons glo sulke goed en ons aanvaar dit sonder dat ons weet wat dit beteken. En dan word dit skielik praktyk en toetse in jou lewe. As ek nie bereid is, want die opstanding van die lewe van Jesua beteken, ek het as 'n nuwe mens opgestaan, ek is 'n nuwe mens en het opgestaan in die teenwoordigheid van God. Fantasties, 'n oorwinningslewe, ek is 'n nuwe mens, maar sou gesê dit gaan gepaard met die lyding. Ek moet met ander woorde bereid wees, om as ek as 'n nuwe mens in Jesua opgestaan het, en as nuwe mens leef, moet ek bereid wees om die lyding saam met dit te vat. Dan kom die stryd. Dan kom die aanvalle. Dan is dit wat gebeur in ons lewe. As jy ou vir my laat weet dit nou, in hierdie week ook, die oomblik nadat hy sy bedang ingegee het, en dan die oomblik daarna begin die aanvalle kom. Die oomblik toe hy opstaan en sê, dis wat ek glo, dis wat ek besluit. Ek kan nie deel wees van 'n kerksysteem waarin Vader God nie die hooftema is. Vers 11, sodat ek miskien in staat sal wees om die opstanding uit die dood te kan behaal. Hy sê, ek het deel aan hierdie dood wat ek gesterf het aan myself. Ek het deel aan Jesua se opstanding uit die dood uit. Ek het deel aan sy lyding, sodat ek op een of ander manier deel kan hê aan die opstanding uit die dood. Dat ek met ander woorde die voorreg sal hê om saam met Jesua in 'n verheerlikte liggaam in die ewigheid te kan. En dan begin ons weer voor waar Adam hulle moes gewees het. Eintlik al waaroor dit gaan, mense, die hele storie oor die engeltjies in die hemel, en gaan sit daar so op 'n wolkie en op 'n reistool op 'n wolkie gaan sit vir ewigheid, en al hierdie goed wat mense beelde het oor die ewigheid, is dit omstrooi. Ons gaan net terug na dit wat Adam en Eva moes gedoen het, en leef in 'n lewe van gehoorsaamheid soos hulle moes gedoen. Is ek en jy bereid om die lyding te vat saam met Jesus? En dan sê Saul in vers 12, nie dat ek dit al gekry het nie, of al volmaak gemaak is nie, maar ek hardloop asof ek dit kan bereik. Ek het in besit kan nie. Met ander woorde, Saul sê, ek weet ek kan volmaak gemaak word. Wanneer? Voor hierdie einde kom. Hy sê, ek neem dit asof ek dit in besit kan neem, want ek weet ek kan. God het dit vir ons beloof, hy het dit vir ons gegee, want hy het vir ons gesê in Filippense 2, dat ek volmaak gemaak word, voordat die einde kom. Nie eers daarna nie. Dis waarvoor ek deur Jesua die gesalfde in besit geneem is. Hy het my in besit geneem, sodat ek hierdie volheid van die lewe waarvoor hy ons beplan het, in besit kan neem. Ja, ons het 'n stryd. Ja, ons het 'n groot weerstand, want ons sit met hierdie sondige lewe waarin ons gewoond geraak het, deur geslagte heen van Adam af. Maar dit beteken nie, ons het nie die vermoë nie. Dis net ons wat in werklike opstand moet kom teen sonde. Dis ons wat in werklike opstand moet kom teen leuns. Dis ons wat in werklike opstand in ons lewe moet kom teen alles wat vals is, sodat ons in volheid van waarheid kan leef, dit wat ons moet lees van begin. Maar ons aanvaar dit te gemaklik. Ons aanvaar al die leuns en al hierdie verkeerde dinge te gemaklik in ons lewens. Dink net bietjie. Dit pla ons nie eers meer, die sonde wat rondom ons aangaan. Dit pla ons nie eers meer. Ons voel nie daaroor soos Vader daaroor voel nie. Ons maak so maklik soveel besluite saam met die wêreld. Kom ons kyk net wat nou gebeur het met die kerkstelsel.
Die ouens staak vir universiteite en hulle skaak en die ouens brand die goed af en hulle staak en kom in opstand op universiteite. Hoeveel kinders van God en kerkgangers was deel daarvan? Boonbehalwe dit, nou het die kerke hulle eie opstand uitgeroep. Hoeveelste, ek weet nie as ek kyk. Kom almal, moet almal. Jy kry so iemand wat sê almal moet daar wees. Nie daar is nie sien nie gered nie. Almal moet by mekaar kom iewers by 'n stadion vir ding. Ek kan nie eens onthou presies wat se storie nie. Ek weet ons het dit gekry van iemand af. Jy moet by mekaar kom daar, want die kinders van God moet nou in opstand kom en ons gaan deur die strate marseer en wys, ons kom in opstand teen wat? Waar staan dit in die skrif? Hoekom gaan ons die metodes van die wêreld toepas? Kinders van God, wil jy wys dat jy in opstand kom, gaan sonder jou afgoed Vader en word die stil verslaaf. Sodat Vader kan praat en hy vir ons kan sê wat sy wil is, sodat ons hom kan ken vir dit wat hy wil doen. Die kind van God kom in opstand in sy gees en gaan word stil by Vader om te hoor wat hy doen. Ons gaan loop nie en marseer deur die strate met plakkate. Dis die wêreldse manier, maar jy sien, ons het so maklik gewoond geraak aan die manier van die wêreld en ons fasiliteer dit maar net in ons lewe. Dan doen ons aansoek vir iets by die werk, dan gebruik ons die woorde van die wêreld. Waar is Vader se autoriteit? Ons het in die week dit gesien, mense, as ons Vader se autoriteit neem oor 'n situasie, dan werk hy homself uit. Hy doen dit. Hy is in beheer. Ek en jy moet net kyk na onsself. Ons moet met Vader se gesindheid, met afwagting op wat Vader wil doen, met ons elke situasie in ons lewe hanteer. En dit sal gebeur. Dis die rede hoekom ons nie afsprake maak en goeie vooruit nie. Ons sien elke keer hoe dit gebeur. Elke keer voordat ons na plekke toe moet gaan, val al die goed net in plek. Ek hoef nie op 'n wêreldse manier te funksioneer. Sien nie dat ek gekry het nie, ek reik uit daarna. My broers, ek reken nie dat ek self in besit geneem het nie, maar een ding weet ek. Dit wat agter my is, het ek vergeet en ek strek my uit na wat voor is. Ek het my ou lewe, die manier hoe ek gewerk het, die manier hoe ek dinge gedoen het, vergeet. Het ons regtig? Of val ons elke keer terug op die ou dinge? Strek my uit na wat voor is. Ek hardloop na die einddoel om die prys te verkry, wat die hoogste roeping van God is in Jesua die gesalfde. Die hoogste roeping wat enige iemand kan kry, is nie om sendingveld toe te gaan en om pastoor te word. Die hoogste roeping wat God vir enige iemand gee, is om die einddoel te bereik in gehoorsaamheid te wees. Is om gehoorsaam te wees en die einddoel saam met hom te bereik. Laat almal wat volwasse geword het deur hierdie dinge oortuig wees. Die Saul sê duidelik, hierdie die wêreld, die ouetjies wat nog op pad is, sal nie die ding verstaan nie. Maar ek sê vir jou, kom weg uit 'n wêreldse denke. As jy volwasse is in hom in geloof, dan sê jy verstaan waaroor dit gaan. Oortuig wees as jy van iets anders oortuig is, sal God dit in julle openbaar. Ek hou van Saul. Saul sê ek is reg, en as jy enigstens anders oortuig is, sal God jou wys jy's verkeerd. Klink amper arrogant, nee, maar dis nie wat hy sê. Hy sê eintlik net vir hulle, dis die waarheid. Dis die waarheid van die woord, en as jy anders voel daaroor, dan sal die Vader jou wys. Want daar is nie 'n ander waarheid nie. En ek en jy moet oortuig wees van wat Vader ons sê en wat Vader vir ons leer, op so 'n manier dat ons weet wat is waarheid, dat ons kan sê, dit is die waarheid oor hierdie sekere onderwerp. En as jy nie oortuig is nie, mag Vader jou wys. So oortuig moet ek en jy wees van waarheid wat ons verkondig. Ons moenie halfhartig wees, ons moenie nog twyfel nie. En ek en jy moenie rondval in lere nie, ons moet kyk wat sê die woord en net dit doen. Vers 16, laat ons egter daarby kom en op een pad volg, in een gesindheid. Hy kom terug by daardie beginsel van eenheid, van die begin van eerste teologie. Die doel daarvan is, ons moet in eenheid wees met mekaar.
Ons moet in volle eenheid hierdie pad met mekaar kan stap. Hoekom? Want ons is almal oortuig van een volle waarheid. As daar verskillende waarhede is daar nie eenheid nie. Daarom moet ons mekaar kan vertrou op die manier wat ek weet, hierdie persoon glo die volheid van die waarheid en ek is bereid om saam met hom die pad te stap. Ek is bereid om saam met iemand die pad te stap wat in waarheid wil stap. Dis vertrou. Nou in vers 17, volg my na my broers en let op na die wat leef volgens die voorbeeld wat in ons gesien. Nou, jy moet weet dat jou lewe reg is voordat jy so iets kan sê. 1 Korintiërs 11 vers 1 sê Saul presies dieselfde. 1 Korintiërs 11 vers 1 sê hy, volg my na soos ek jy so navolg. Jy moet weet waar jy staan om dit te kan sê. Volg my. Ek en jy moet die volle vrymoedigheid hê. Daarom het Vader gesien, daarom sien ons wat Vader besig is om reg deur die land te doen, is omdat ons gekom het op 'n punt om te kan sê, volg ons in wat ons doen. Ek weet hierdie is die waarheid. Ek weet hierdie is wat God gesê het. Ek weet hierdie is die pad van die toekoms. Ek weet hierdie is die pad van waarheid en ek weet die toekoms daarvan is lewe. Daarom kan ons sien hoe mense volg. Hulle volg hierdie pad. Na die wat leef volgens die voorbeeld wat julle in ons gesien het. Daar is baie mense wat pragmaties en so afgesonder word in sekere dinge. Ek doen nie dit nie, ek doen nie dit nie, ek doen nie dit nie, ek raak nie aan dit nie, ek doen nie dit nie. Niemand wil hulle volg nie, hoekom nie? Dit is nie God se wil nie. Daar is nie wettiese godsdiens wat die waarheid is nie, mense. Die waarheid lê in Vader alleen en dit wat hy doen. Kom ons kyk nou. Maar ons besigheid is in die hemel. En komende van daar kyk ons ook vir die lewegewer ons meester Jesus salfde een. Ek kyk nie na die dinge op die aarde nie. Hierdie is die belangrikste konsep. Stel julle oë op die koninkryk. Kyk na die dinge wat daar bo is en nie die dinge wat hier onder op die aarde is nie. Hoeveel keer sê ons dit, hoeveel keer preek ons dit, hoeveel keer is die dinge van hierdie wêreld, van hierdie nog vir ons te belangrik? Hy sê baie duidelik, vat jou oë weg, ons besigheid is nie meer op hierdie aarde. Soek eers die koning. Al die ander dinge kom natuurlik dan. Vers 21, want hy sal ons vernederde liggaam verander, om te wees volgens die beeld van sy liggaam, van lof en eer volgens sy groot krag, waardeur alles aan hom gehoorsaam gemaak. Hy maak ons deel van sy liggaam waardeur hy opgelig en verheerlik word, sy liggaam, waardeur ek en jy die volheid van eer kan smaak, waardeur ek en jy alles kan smaak wat in Yeshua is, nie in myself nie, in sy liggaam. Ek smaak die volheid van oorwinning nie in myself nie, maar in hom en in sy liggaam. Hoofstuk 4 van vers 1. Laaste hoofstuk. My broers vir wie ek lief is, my blydskap en kroon, staan daarom op die manier vas in ons meester. Hoe staan ons vas in die meester? Deur te leef volgens die standaard wat ek gesien het. Volgens dit wat die normale standaard is, wat Vader vir ons in sy woord gegee het. Saul stel dit vir hulle duidelik. Ek het vir julle kom wys wat Vader se wil is van hoe om te leef. Ek wil hê julle moet so leef. Want dis sy wil. Dis sy standaard. Dis wat hy vir ons sê, hoe om te leef. En nou sê hy, staan vas. Om op hierdie manier te leef. Hoe gebeur dit? Ek doen 'n beroep op via Sintege om een van gedagte te wees in ons meester. Ek wil hê julle moet baie mooi kyk. Hier word 'n brief aan 'n hele gemeente gestuur en hy sê dit moet ook aan ander gemeentes gestuur word. Ons kom daarby. Hy sê stuur dit vir die gemeente in
Laodicea en kry ook die briewe in Laodicea en lees julle dit vir hierdie gemeente. Hierdie brief word ook vir ander gemeentes gestuur, maar hy het nie 'n probleem om 'n persoon by die naam te noem en te sê, julle moet sorg dat julle in eenheid kom. As ons in een liggaam is, en as die liggaam korrek funksioneer, dan is die ou konsep dat die liggaam ook nie skaam moet wees om herstel te word en aangespreek word oor 'n fout is in die liggaam. Die moderne lewe mense het so agteraf geword, jy weet, as daar fout is, dan moet dit agteraf eers herstel word met iemand, want dit moet nie openbaar word in die ding. As daar nie eenheid in die liggaam van Jesua is nie, sal daar nooit krag wees nie. En daarom sê hy, julle sorg dat julle in eenheid werk. Julle is nie op die oomblik eenheid nie, julle twee stry met mekaar. Julle moet een wees in gedagte in ons meester. Die een dink hy bak meer koeses as die ander. Ek weet nie wat julle probleem is nie, maar julle is nie een in gedagte met die meesters nie, en daarom met die meester nie, daarom sê hy, ek praat met hierdie twee vrouens, ek noem hulle op die naam, en ek sê vir hulle, sorg dat julle in eenheid is. Dis liggaam. Gewonder sou dit gesê, die Filippense gemeente is die gemeente wat van 'n voorbeeld is. Want hierdie gemeente funksioneer op die Bybelse manier. Hulle het die voorbeeld, hulle doen dit, hulle luister. Hy kan met hulle hierdie volwasse boodskap deurbring wat ons gedoen het vandag. En hy kan met hulle persoonlik praat en hy noem hulle op die naam en sê vir hulle, sorg dat julle een word. Hou los julle stryde. Ek wil hê jy moet saamwerk. Ek wil hê jy moet ophou dwarstrek. Kyk, laat ons dit ook doen, hè. Verheug julle in eenheid met ons meester, ek sê weer, verheug julle. Nou, weer eens word hierdie versie altyd daarin sê, verbly julle, die Bybel sê, verbly jou. En almal dink hulle moet bly wees, dis nie wat daar staan nie, sê, verbly jou in die eenheid met ons meester. Verbly jou in die eenheid wat jy het met Jesua se lewe. Wees bly daarin, dat jy een met hom kan wees. Wees bly, omdat ek eenheid in die liggaam, maar in Jesua se liggaam. Hoeveel van ons is bly, omdat ons gehoorsaam kan wees aan Jesua se lewe? Hoeveel van ons is bly, net omdat ons een in die meester kan word? Hoeveel van ons is bly om geen ander rede nie, maar omdat ek Jesua se lewe kan doen? Ek sê weer, verheug julle. Laat alle mense julle nederigheid sien, want ons meester is naby. Nie geestelike en godsdienstige arrogansie. Nie dit wat ons al hoe meer en meer en meer in ons kerke en in ons godsdienstgroepe sien nie. God skuld my iets. Ek is 'n kind van God en nou skuld God my. Hy moet dit en hy moet dit en hy moet dat doen. Kyk wat is die resultaat, net deur die reën alleen. God, jy moet vir ons reën gee, want ons eis dit van jou, maar die res van die tyd leef ons soos wat hy wil, en nou kom daar skade van die reën, en nou is almal weer kwaad vir God. Julle wou reën gehad het, dis vir julle reën, julle luister nie vir my nie, julle is nie gehoorsaam nie, en baie definitief nie nederig nie. Laat mense julle nederigheid sien. As daar een ding is, mense, wat mense se lewens op die oomblik aanraak, veral deur kruiskyk en al die goedes, as daar een ding is wat ons hoor, reg deur dit. Oom uit die Karoo het vir ons sonder skaamte gesê. Hy sê, dis die eerste keer in my lewe dat ek weer God se nederigheid sien in sy boodskap. Dit sê nogal iets. Enigste rede hoekom ons aanhou, is daar is iets besig om te gebeur in mense se lewe. Hoekom? Ons verstaan dit nie. Ek is maar net wie ek is. Maar dit wat mense sien, is dit wat Vader verwag in die woord. Dat mense julle nederigheid sien. Dit gaan nie daaroor dat ek en jy begin sagter praat en wat ook al doen nie. Dit gaan daaroor ons weet wie ons is in hom. Ons verstaan, so Shaul,
al hierdie smart goed wat ek bereik het in my lewe, is deel van my verliesrekening. My winsrekening is omdat ek in Yeshua is. En omdat ek deel is van 'n koninkryk. Daarom, laat mense julle nederigheid sien, ons meester is naby. Nou hierdie woorde, ons meester is naby, is 2000 jaar gelede gesê. Die Tessalonisense gemeente het hulle werk gelos om op die stoepe gaan sit, hulle kinders uit die skool uitgehaal, so die ouens vandag doen en vir die wederkoms gewag. Dis 2000 jaar gelede. Die meester is naby. Maar in God se oë naby. Ek en jy moet gereed wees, sodat hy môre kan kom. En werk, asof hy volgende seisoen eers kom. Vers 6. Wees daarom oor niks bekommerd nie, maar maak julle begeertes elke keer deur gebed, versoeke en danksegging by God bekend. Hoe lyk ons volgorde? Ons volgorde lyk so 'n bietjie anders. Want ons is eers bekommerd en dan maak ons ons begeertes in gebed en versoeke aan God bekend. Nie waar nie? Hy sê, moenie bekommerd wees nie. Begin net by die stap wat sê, Vader, hier is die begeertes wat ons het. Hier is dit wat die probleem is. Ons kom lê dit voor U. Maar wat doen ons? Ons gaan eers in 'n panic attack totdat ons dit nie kan hanteer nie. Dan wil ons dit by Vader bring. Dan sê hy, maar ek wag lankal. Ja, kyk of jy dit nie self kan doen nie. Jy probeer maar self. Aangesien jy dink jy kan dit self hanteer, sal ons nou maar eers kyk hoe vorder jy. Aangesien jy dink jy kan dit oplos, kom ons kyk eers hoe doen jy. En dan wanneer ons in nederigheid terugkom na Vader toe en besef, ek kan nie. Ek kan nie. Dan sê Vader, maar ek het dit eintlik van die begin af vir jou gesê, want ek het gesê, moenie bekommer nie. Maak julle begeertes bekend. Deur gebed, versoeke en danksegging. En ons vergeet gewoonlik die dankseggingsdeel. Een van die konsepte van vertroue, Hebreërs 11 vers 1, wat altyd vir my vas staan in my lewe, is dat hy sê, vertrou hom dat dit is asof dit reeds gebeur. So kom na Vader toe en dank hom vir dit wat daarvan ek oortuig sy wil is, want ek moet sy wil wees natuurlik. Dit wat ek oortuig is sy wil is, loof hom dat dit is en dit sal wees. Hier is nie arrogansie nie. Dis Vader se opdrag. Dat ons dit wat sy wil is, so aanvaar, asof dit reeds is, dat ons vir hom kan dankie sê. Dit is hoe ons gebede moet begin lui. Nie in arrogansie nie, en nie in gewoonte nie. Weet, dankie woord het 'n gewoonte geword. Dankie vir dit, en dankie Vader, ons dankie vir dit, Vader, ons dankie. En dit word net gesê as 'n gewoonte vorming, maar dat ons vir hom werklik dankie sê dat dit reeds is voordat ons dit kan sien. Roep dit uit asof dit is voordat jy dit kan sien, sê die Bybel. En weer eens sê dat ons, met ander woorde, as daar 'n probleem is, dan maak ons ons begeerte bekend in danksegging. Ek maak my begeerte bekend deur dankie te sê. Ek moet begin deur dankie te sê vir die omstandighede. Ek moet begin deur dankie te sê, omdat dit nie dadelik vir my gegee is nie, maar ek eers die les kon leer. Want baie keer is een van die metode waarop Vader met ons praat, is hy sê, nie nou nie, jy moet eers 'n bietjie leer wat ek vir jou wil leer. Ek het 'n les te leer vir jou. Job, ek wil jou uitermate seën, maar ek kan jou nie uitermate seën. Ek is net bang daar kruip so 'n bietjie arrogansie in. So kom ons, dis net sommer my eie ding. So kom ons maak net seker dat jy nooit arrogansie sal kan hê nie. Dat jy altyd herinner sal kan word. Onthou jy daardie tyd?
Een van julle al ooit gaan kyk na die syfers in die goed in Job. Hy het 7 gehad. Na die tyd het hy 7 gehad. Hy het 3 dogters gehad, hy het 3 dogters gehad. Hy het dit elke liewe ding wat weggeneem is herstel. Behalwe sy vee. Dis vir 3 dubbel. Sy seëning, sy blessing, het Vader vir hom uitermate gegee, omdat hy getrou aan Vader kon bly, te midde van die toets. God versoek niemand nie, onthou dit net. Job is nie versoek nie. Dis 'n toets. Met ons danksegging is ons dankbaar oor ons begeertes. Dis 'n vreemde beginsel, mense, maar dis die ware kind van God se lewe. Is om dankie te sê vir dit wat behoefte is, sodat ek die les kan leer, sodat ek kan sien wat Vader doen, sodat hy die oorwinning kan behaal. Dan, wanneer dit gebeur, sê hy, en die vrede, vreugde, gesondheid, voorspoed, vergenoegdheid van God, hy wat ver bo alle kennis en begrip is, sal julle gedagtes, wil en emosie, en julle begrip beskerm, en eenheid met Yeshua, die gesalfde. Hy sal ons denke, ons wil, ons begeertes, hy sal ons gedagtes, wil en emosie, sal hy beskerm, in eenheid met Yeshua, die gesalfde een, wanneer ek in Yeshua is. Daarom het hy in die begin in die eerste 2 hoofstukke vir ons 'n hele paar keer gesê, leef in Yeshua, want Yeshua is in julle. Daardie leef in Yeshua beteken om sy lewe te leef, om Yeshua toe te laat om te leef deur my. Ek leef soos Yeshua, 1 Johannes 1 vers 1 Johannes 2 vers 4 tot 6. Ek leef soos Yeshua geleef het. 1 Johannes 2 vers 4 tot 6. Dis ontsettend belangrik dat ek dit sal weet. Om in Yeshua te wees beteken om sy lewe te leef. En dan sal hy ons beskerm, ons begrip en ons verstaan in eenheid met hom. Daarom, my broers, voed julle self met alles wat waar is. Nou hierdie is 'n boodskap op homself, maar dit is vir my so belangrik dat ons net 'n oomblik hier by stil staan. Waarmee voed jy jou lewe? Abraham kon uitloop, want hy kon sê, ek wil gevoed word net met waarheid, en dis nie wat ek hier kry. Dit is ontsettend belangrik dat ek en jy vir mekaar sê, wat is dit wat jou lewe voed? Waar kry jy jou lewensgesindheid? As ek luister, dan is dit net negativiteit, mense is net kranksinnig negatief, omdat al wat hulle lees is die huisgenoot in die koerant en die TV. Ek lees die woord, en die woord sê vir my, daar's 'n toekoms. Die woord sê vir my, Yeshua kom. Die woord sê vir my, daar's 'n toekoms vir my en my kinders in hierdie lewe. En my kleinkinders, tot in die 3de geslag. Vader sê vir my, daar's 'n hoop, want hy is in beheer. Die stukke wat ons gelees het vir hierdie week, ons sal net daarby kom, daar's vir my so smart, 'n stukkie wat ek in Hanlie spesifiek raak gelees het. Waar hy sê maar, ek stel die konings aan. En dan sê die Bybel hierdie volgende versie wat hy sê, ek heers oor elke koning. Spesifiek met ou Trump se aanstelling hierdie week ensovoorts en so aan. Vader het dit gewil. Ek gee nie om wat die Republikeine en Demokrate en wie wat sê nie. God het dit gewil, want hy het 'n plan. Ek weet nie wat dit is nie. Hy het 'n volmaakte plan. En die Bybel sê vir my, hy het hom aangestel en hy doen die regering. Mense kyk na Suid-Afrika se regering en sê dit is onmoontlik. Natuurlik is dit onmoontlik, want God kan nie mense dwing nie. Dis die mens wat besluit. Maar die rede hoekom ons hierdie regering het,
is die regering van ouds en my en jou, die Afrikaner wat homself opgelig het in hierdie land, se skuld, hoekom ons die regering het wat ons vandag het. As ons in God en sy nederigheid en Vader en sy wil gestaan het, het ons die regering kon gehad het, wat Vader se wil kon uitleef in dit wat hy doen. Ek en jy moet eers kom op die plek, om dit te kan verstaan, en daar's nog nie 1% van hierdie landse bevolking wat dit verstaan. Niemand is bereid om te aanvaar. Ons is die skuld vir dit wat ons nou dra. En daardie hoogmoed sal hierdie volk nog geniet. Daarom sê hy, my broer, voed jou met alles wat waar is. Nie met die leuns van die verlede nie. Nie met die leuns wat mense verkondig nie. Voed jou met waarheid. Alles wat eerbaar is. Nie die vuil drek en gemors en speletjies en snerp met al hierdie akelige goeders wat daarmee saamgaan nie. Dis nie eerbaar nie. Voed jou lewe met wat waar is, wat eerbaar is. Alles wat onskuldig en opreg is. Dis waarmee ons lewe moet voed. En nie met die dinge van hierdie wêreld. Alles wat skoon is. Alles wat mooi is. Alles wat prysenswaardig is en daardie werke van lof en eer wat geprys word. Ek en jy kan nie in drek betrokke wees in ons lewe nie. Die varke rol in die modder rond. Maak nie saak wat jy doen nie, jy kan van 'n goue strikkie aansit. Hy sal nog steeds vuil wees. Maak nie saak hoe skoon jy hom spuit nie, hy sal nog altyd onrein wees, want God het so gesê. Vers 9, en hierdie dinge is wat julle geleer, ontvang, gehoor en in my gesien het. Doen dit, en die God van vrede, vreugde, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid sal by julle wees. Saul sê, julle het geen verskoning. Julle het dit gehoor, geleer en gesien. Dit is wat Vader se wil is, hoe ons van vers 19 toe, my God sal al julle behoeftes vervul deur sy rykdom in die eenheid en rykdom van die soort gesalf. Hoeveel keer het ons dit al in die verlede gesê, nee, dis nie prosperity teaching. Nee, God gaan nie vir jou Rolls Royces gee nie. Vader sê, hy gaan in jou behoeftes voorsien. Sy wil. Mense, ons kan nie stryd teen wat God sê nie. Sy woord sê vir ons duidelik, my God sal al julle behoeftes vervul deur sy rykdom. Nie omdat ek vir God sê, ek het die reg om dit te kry nie. My gesindheid moet in nederigheid voor Vader kom, om sy gesindheid te wees. Ek moet nie dink, ek is reg nie. Ek moet in Vader se gesindheid na hom toe kom. En hy sê, al julle behoeftes sal ek vervul deur sy rykdom. Kom ons verstaan gou hierdie ding. Wat 'n rykdom het Vader? Want hy sê die beeste op 1000 dewels behoort aan hom. Dis sy rykdom waaruit hy ons behoeftes sal vervul. So al wat jy vir die Vader moet vra om een besie te verkoop. Of dalk 2 of 3 of 4, maar die rykdom, die beeste op 1000 dewels behoort aan hom. Dis al wat jy hoef te doen, is om hom te vertrou met die nederigheid wat hy verwag van sy kinders. En God ons Vader, die eer, lof en aanbidding vir tydlose ewigheid. En ek weet dit is 'n afsluiting wat ons so vinnig lees en vinnig oorgaan. Aan hom kom al die lof en eer toe, loof die Vader, ons is klaar met die hoofstuk. Dis nie wat daar staan nie. Aan God ons Vader, die eer, lof en aanbidding. Nie aan mense nie, nie aan iets nie, aan Vader. Ons het gesien mense hoe Vader dit wat ons beplan altyd bysit en beter maak sodat dit sy beplanning is. Vader alleen weet hoe om dinge te doen wat ek en jy nie weet nie. Geen mens het enige eer nodig nie. Alle eer kom Vader alleen. Vir alles wat hy doen en vir alles wat gebeur. Al die eer kom hom toe. Aan God ons Vader die eer, lof en aanbidding. Aan niemand anders.
Dis wat dit beteken. Niemand anders mag aanbid word behalwe God die Vader. Niemand anders is waardig die eer nie behalwe God die Vader. Niemand. Tot in tydlose ewigheid. Dit sal nooit verander nie. Solank as wat ek en jy dit kan verstaan. En dan sluit hy af met die woord amen, wat beteken, dit is waar. Al die dinge is waar. Dis wat ek vir julle skryf, want dis waar. Wees een in hom. En deur my eenheid met hom sal daar blydskap deur my lewe kom. Vertrou hom vir elke behoefte wat jy het, deurdat jy na hom toe kom in nederigheid en in afhanklikheid. Hoe makliker sou dit vir die volk gewees het om te kom, Vader, is dit moontlik? Kan nie vir ons ook iets anders gee om te eet? En hy het beste geweet en het vir hulle die beste gegee. Maar om te kom met die eis van ons soek vleis, want ons het vleis in Egipte gehad en jy moet vir ons gee. Word die helfte van hulle siek en sterf. Is dit nie tyd dat ons kyk na ons gesindheid van hoe ons na God toe kom en in die nederigheid voor hom gaan lê, begin verstaan wat sou hoe vir ons gesê het, as ons een in Yeshua is. Dit beteken my lewe moet lyk soos syne, maar dit beteken ek moet hom toelaat om deur my te lewe. En as sy lewe een is in my, kan ek sien hoe Vader uit sy rykdom uit voorsien. Al sy behoeftes, al die behoeftes van sy kinders, sal vervul wees in sy rykdom. Maar weet jy wat? Vader gaan nie, wanneer ons nog nie die les geleer het, die toets wegvat nie. Iemand het dit nou dag weer herhaal. Weet iemand dit gesê. Dat iemand wys wat 'n stelling gemaak het wat vir my baie kosbaar is. Hy sê die toets sal aanhou tot jy ontslaag. Vader gaan die toets nie wegneem totdat jy ontslaag. Kom ons loof hom liewers vir dit wat in ons lewe gebeur, want hy weet die beste sodat ek en jy hom kan doen. Kom ons bid saam. Vader, ons loof U net in hierdie dag dat U bemoeienis met ons maak. Vader, U het gesê al ons behoeftes, dis wat U doen. Alles wat waar is, alles wat mooi is, Vader, gee dat ons dit sal soek, dat ons sal uitkom by daardie dinge wat reg en mooi en aanvaarbaar en eerbaar is. Ons lewe vol daarmee en volmaak daarmee. Wegbly van dit wat Satan probeer om ons lewens te verniel. Gee dat ons die toetse sal slaag, dat ons sal hoor wat U vir ons sê, dat die toets kan verbykom. Loof U, Vader, dat U altyd getrou is om nie op te hou, en om die kinders altyd die beste te gee. Daarom bid ons in die naam van Yeshua, U beste wil in ons lewe, dat U toetse daar sal wees om vir ons in rykdom te gee van meer. Dit wat ons nodig het ter wille van die koninkryk, en U daardeur verheerlik sal word. Vader, ons bid in besonder vir Len hulle ook. Vir Len en Marisha ook die getuienisse gee, dat die lig wat in hulle is, mense se lewens ook sal aanraak. En net so vir elkeen van ons in die week, oral met wie ons praat en waar ons kom. Dankie vir U voorbereiding in ons lewens. Maak dit vas in ons, Vader. Gee dat ons 'n begeerte daarna het, net soos na U woord. In naam van Yeshua alleen. Amen. Vader, dankie ook dat ons het om te eet, dat U dit nou seën in ons liggame, sodat ons U kan dien daardeur. In naam van die seun en so. Amen.